Goeiedag, ons is by gedeelte 34, Dylan. Goeiedag Roef. Ja, en die Hebreëse naam van hierdie vierde boek waarna ons kyk van die Torah, is ook die naam van hierdie eerste lesing van die boek Numeri word genoem Bamidbar, wat beteken in die woestyn. Ek moet net sê daai liedjie van Solo van Bamidbar is een van my favourite liedjies. Ja, baie mooi. Bamidbar. En dit kom uit die eerste woorde van die eerste vers in Numeri 1 vers 1 wat sê: Verder het Jahwe met Moses gespreek in die woestyn Sinai, in die tent van samekoms op die eerste van die tweede maand en die tweede jaar nadat hulle uit Egipte uitgetrek het. Die boek Numeri vertel die verhaal van Israel se trek deur die woestyn op pad na die beloofde land. Ja, net so is dit vir ons 'n prentjie, né? Die boek Numeri begin presies waar die boek Exodus opgehou het. Met die heerlikheid van Abba, die glorie van Abba Vader wat in die tabernakel was, terwyl die kinders van Israel by berg Sinai gekamp het. Nou, hierdie tydperk van in die woestyn wees, verwys ook na 'n tydperk wat ons vandag in die wildernis van hierdie wêreld, wat nie ons ewigheidshuis is nie, waar ons wandel, nee, net soos wat ons woning hier op aarde nie 'n ewigheidshuis is nie. Onthou, Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 1, ons weet immers dat wanneer ons aardse tentwoning afgebreek word, ons liggaam deur by God 'n woning vir ons is, 'n ewige woning in die hemel, wat nie deur mensgemaakte hande gemaak is nie. So Paulus gebruik beeldspraak van 'n tent en 'n woning om 'n geestelike waarheid oor lewe, dood en opstanding aan te dui. Aardse tentwoning verwys na ons fisiese liggaam, wat verganklik en tydelik soos 'n tent is. 'n Tent is nie permanent nie, dis maklik om af te breek en Paulus herinner ons daaraan dat die lewe hier op aarde net tydelik en broos is. Die woning in die hemel verwys na die verheerlike liggaam of die hemelse bestaan na die dood. En die woning is ewig, dis stabiel en deur Abba Vader voorberei, nie deur mense hande nie. So Paulus troos gelowiges. Selfs al gaan jy nou deur 'n woestyn tydperk, is daar 'n hemelse woning waarna ons wag, waarna ons uitsien. En daarom sê Paulus in Filippense 3 vers 20, ons burgerskap is in die hemel, vanwaar ons ook Yeshua Messias ons verlosser verwag. So ons is vreemdelinge en pelgrimse op hierdie aarde, soos wat die kinders van Israel deur die woestyn was. En ons ware huis is by Abba Vader. Alhoewel ons dan nog in die wildernis van hierdie wêreld wandel, vandag nog, Abba Vader se stem steeds, hy praat nog steeds met ons, en hy is teenwoordig in ons tabernakel. So ons moet onthou, dat hy is met ons, en hy wil ons lei. So hy ontmoet ons steeds in 'n intieme plekkie van aanbidding, en sien Bamidbar verwys dat Abba Vader met ons praat in die wildernis, want terwyl die kinders van Israel in die wildernis gewandel het, het Abba Vader fisies met hulle gepraat, en net so praat hy met ons terwyl ons nog hier op aarde is. So Abba Vader het hulle gewaarsku, sekere beloftes gegee, hy het hulle beveel, Abba Vader het verklaar, hy het met hulle gepraat en hy het hulle gelei. En net so kommunikeer Abba Vader steeds vandag met ons, deur sy lewende woord en deur die Heilige Gees, Ruach HaKodesh. So hy gee nog steeds leiding, hy vermaan nog steeds, hy gee nog steeds instruksies, liefde en beloftes vir elke dag se wandelroete saam met hom. Hy praat steeds, want hy is steeds dieselfde onverganklike, onveranderlike God. So die woord Numeri kom van die Griekse vertaling sensus af, wat verwys na 'n baie spesifieke tipe sensus of opskrywing, en dit verwys na 'n militêre lys van diensplig, of militêre sensus of koptelling, amper soos 'n beskrywing van 'n oorlog. So ons weet ook, ons is in 'n oorlog, nee, ons is in 'n oorlog hier op aarde, nie teen vlees en bloed nie, maar teen opperheersers en kragte van hierdie wêreld, soos Paulus sê in Efesiërs 6, teen die koninkryk van duisternis en die bestuurstelsel van rebellie wat heers oor die aarde. Hier waar ons in hierdie wildernis wandel op aarde, is die lesse dan ook praktiese riglyne opgeskrywe in die boek Numeri. En hierdie stem van Abba Vader in die wildernis is nog steeds uiters van toepassing in ons aanbiddingslewe vandag. En soos wat die kinders van Israel moes gewandel het, so moet ons wandel nougeset saam met Abba, en sy beskerming is oor ons. So die boek Numeri is 'n historiese oorsig en opsomming van die kinders van Israel se tyd in die wildernis, onder leiding van Moses. En dit beskryf die gevare waarin hulle was, die beproewinge
wat hulle ondergaan het en ook die seëninge wat hulle ondervind en beleef het so op hulle tog, is dit nie, Dylan? Absoluut, Rolf. So Bamidbar is die 34ste gedeelte of parasha. Nou die letter Dalet se gematria waarde is 4 en die letter Lamet se gematria waarde is 30. Saam gee dit vir ons 34. Die twee letters saam gee vir ons die woordjie Dal in Hebreëus wat beteken arm, nederig of dit verwys na iemand wat iets benodig, afhanklikheid, dit verwys na daardie afhanklikheid. Dit wys uit hoe afhanklik die kinders van Israel en ons is aan Abba Vader wat ons lei en met ons praat in die woestyn. In die woestyn, maar ook waar ook al ons vandag Abba Vader se hulp en leiding nodig het. En daarop moet ons in nederigheid reageer. Absoluut nie. Met ander woorde, die 34 wys op die menslike toestand van afhanklikheid en die behoefte aan Abba Vader se leiding en voorsiening. Soos wat die kinders van Israel Abba Vader se leiding en hulp nodig gehad het in die wildernis, so het ons elkeen vandag ook. En in die tweede vers van Numeri 1 lees ons, neem julle die volle getal van die hele vergadering van die kinders van Israel op, volgens hulle geslagte, volgens hulle families na die getal, name, almal wat manlik is, hoof vir hoof. So die idee om hierdie manne te tel, strek soveel dieper as om net te tel. Ons sien die woord in Hebreëus wat gebruik word vir neem, is die woordjie nasa, wat ook in verskeie plekke in die woord verwys om op te lig, of op te tel, te dra en te help. Dylan, as ek reg is daarby op te tel, is dit volgende week se parasha ook, is Nasa, nee, so die dingetjies bymekaar kom. Ja. Nou, dis net vir my so besonder, want ons weet tot op hierdie punt toe, het die kinders van Israel sy instruksies ontvang, die tabernakel gebou, soos wat hy dit vir hulle gegee het. En nou dat hulle gereed is dit asof Abba Vader hulle koppe wil kom optel en vir hulle wys dat hulle gekies is deur hom. Elkeen van hulle sal geestelik deur Papa God gedra word, opgetel word en geneem word as hulle in hom shema. Waar ook al hulle beweeg, sal sy voorsiening hulle vooruitgaan. En baie van hulle kon dink, wat hou hierdie woestyn vir hulle in? Maar wat Abba Vader hier in die gees kom doen is om hulle te wys dat hulle aan hom behoort. En hy sal na elkeen van hulle omkyk. Dit waardeur hulle gaan wandel is uitgesit vir hulle en daarom hulle op te rig. So die woord Bamidbar sien ons bestaan uit 5 letters, Dylan, dis die byt, die mem, die dalet, weer 'n byt en dan resh. En die eerste letter waarna ons kyk van die woordjie Bamidbar is die letter byt. Nou die Hebreëse letter byt simboliseer 'n huis, nê, 'n familie, 'n huishouding en verbond, ook 'n kerk. So in Genesis 7 vers 1 nooi Abba Vader vir Noag en sy gesin, wat die Hebreëse woord is Bahith, is om in die ark te gaan. 'n huis van beskerming, krag en verlossing. En hierdie woord byt bestaan uit die letters bet wat huis is, jot wat krag is en autoriteit is. Abba Vader se regterhand en dan 'n taf wat verbond is en 'n teken van verlossing. Met ander woorde, dit verwys na Abba Vader se geestelike huishouding waarin ons geroep word om in sy teenwoordigheid te leef, gesamentlik gegrond in sy verbond. En die numeriese waarde van byt is 2 wat hy op hoe begin 'n huis, pa en ma, nee. So die byt is absolute uitbeelding van Yeshua wat vir sy huis gekruisig is vir verlossing. Ons is Abba Vader se tempel en hy is die fondament van ons geestelike huis. So byt is meer as net 'n letter, dit is 'n uitnodiging om deel te wees in 'n Abba Vader se lewende huis, nee. Roef, dan die tweede letter waarna ons kyk van hierdie woordjie Bamidbar is die letter mem. Nou, die oorspronklike piktogram prentjie van mem is die van water, en water word gesien as 'n bron van lewe, want niks kan sonder water leef nie. En dit kan ook aandui op lewe en oorvloed, soos lewende riviere. Dit kan ook aandui op suiwering en reiniging. En in Johannes 4 vers 14 beloof Yeshua dat die water wat hy gee 'n fontein van ewige lewe sal wees. Ons sal nooit weer dors hê as ons van hom drink nie. En die vorm van mem, selfs in die moderne Hebreëus, lyk soos golwe. Die numeriese waarde van mem is 40, en hierdie getal 40 het 'n diep Bybelse betekenis, want ons sien dikwels word dit geassosieer met beproewingstydperke en selfs voorbereidingstydperke. Byvoorbeeld Israel in die woestyn vir 40 jaar, ons is nou in die begin van dit. En dit kan ook verwys na die oorgangstye, 'n nuwe seisoen of nuwe skepping na 'n tyd van loutering. Yeshua se 40 dae van vas in die woestyn voor sy bediening begin het.
Ons kyk ook na Noag se 40 dae van reën wat 'n nuwe wêreld voorberei het. Nou hierdie 40 dae of jare is nooit net verniet nie. Dit berei 'n mens voor vir iets baie groters. Nou soos die waters reinig, so berei Abba Vader ook sy kinders voor deur beproewings om hulle op te rig vir hulle godgegewe roeping. Die letter Mem is ook verwant in die Hebreëse woord Mahim, Mahim wat water beteken. Ons sien in Efesiërs 5:26 sê Yeshua, reinig sy bruid met die waterbad van die woord. Nou in die eerste voorkoms van die letter Mem is in Genesis 1:1, waar daar verwys word na Abba Vader in die woord Elohim. Mem se assosiasie met water koppel aan die gees van Abba Vader wat in Genesis 1:2 oor die waters gesweef het. En hierdie gees bring orde en lewe uit chaotiese waters. En net so, wanneer die Heilige Gees deur ons werk, word daar orde gebring uit chaos. En Abba Vader wat as Elohim beskryf word, is die bron van alle lewe. Absoluut, en dit bring ons dan by die derde letter waarna ons kyk van die woordjie Bamidbar, en dis die letter Dalet. Nou die piktogram prentjie van Dalet is 'n deur of 'n deurpost, en dit simboliseer die toegangspunt of oorgang van een plek na ander, en dra die betekenis van ingang, skeiding en van intimiteit, deur afsondering. So ons lees ook die eerste keer wat die woord Dalet in Genesis 19:6 gebruik word. Nou Dalet se direkte vertaling na Afrikaans is deur of 'n hek. Nou die eerste plek waar die woordjie Dalet voorkom, soos ek gesê het, Genesis 19:6, waar Lot die deur agter hom toemaak om die manne van Sodom en Gomorra weg te hou. Nou ons weet, hierdie manne was op soek na die engele wat vir Lot en sy familie kon verlos het uit Sodom en Gomorra om weg te stap van 'n vulgêre lewe waar Vader sy glorie van vuur oor uitstort. En selfs hier word die prentjie van skeiding vir ons geteken in die eerste plek waar die woord Dalet voorkom. So Vader wil hê ons moet onsself afsonder van sonde, wegstap van hierdie dinge van hierdie wêreld, hierdie homoseksualiteit en al hierdie perverse goeders. En Vader wil hê ons moet onsself afsonder van sonde en met die bloed van die lam die deurseël wat ons roep na uit versoekings en sondige lewe. Ons wegkom van dit af. So die kernidee van Dalet is 'n deur na intimiteit met Abba Vader wat oopgaan wanneer ons nederig buig, die bloed van die lam pleit en ons eie wil neerlê om in verbond en afsondering met hom te wandel. En dis 'n geestelike aksie van oorgang, van duisternis na lig, van sonde na heiligheid en 'n oproep tot nederigheid, gehoorsaamheid en intimiteit met Abba Vader. So Dylan, Julius Megan het so baie kere by ons kom aanbid en ek stap al eintlik so 'n lang pad met hom. Hy is nou laas jaar oorlede, maar hy het altyd ook video's gedoen en dan het hy gesê, maak toe die deur. Nee, dit was my so mooi en dis hierdie prentjie van die Dalet. Kom in daai afsondering, kom in daai plekkie waar jy tyd by Abba Vader kan spandeer. Dis baie belangrik. En dis mooi as mense daaraan dink, dis waar die kinders van Israel nou staan en Abba Vader wat hulle innooi, inroep. Dit wat hy nie het vir hulle. Ja, verseker. Dan die vierde letter waarna ons kyk in die woordjie Bamidbar is die letter Resh. Resh is die 20ste letter van die alfabet en simboliseer 'n hoof, 'n leier en 'n begin. In Genesis 1:1 kom die eerste Resh voor in die woord Bereshit, wat ons weet in die begin is, waar dit reeds Yeshua as die hoof van Abba Vader se huis uiteensit. Tog wys Resh ook op nederigheid, soos gesien in die piktogram prentjie van hierdie gebuigde kop. En Hosea 11:3-4 toon hoe Abba Vader sy mense lei en voed. En Markus 10:43-45 leer ons dat ware leierskap deur diensbaarheid kom. En Yeshua het sy kop gebuig om ons te dien en te bedien. En Johannes 13:14-15 was hy sy disippels se voete en wys hy vir ons 'n absolute voorbeeld van wat diensbaarheid is. Ja, Dylan, en dan daar's nou net nog een letter, maar hy kom dubbeld voor en dis die byt, nê. So hy kom net dubbeld voor. Ja. So kom ons kyk, wat is die prentjie wat Abba Vader vir jou wys as jy kyk na hierdie vyf letters? Wat se prentjie skilder Abba Vader vir ons hierso in? Roef die prentjie wat vir my geteken word van die woord Bamidbar is 'n prentjie waar Abba Vader sy kinders of sy huis afsonder, soos hy elkeen uit die fisiese slawerny van Egipte verlos het, as ook sy woord en instruksies gegee het,
wil hy hulle oplei op 'n geestelike pad van heiligmaking. So in die fisiese het hy hulle uitgevat, maar hier is hy besig om hulle in te nooi om te vat op 'n geestelike journey deur die woestyn. En Abba Vader het sy hart en sy huwelikskontrak met hulle gedeel. Hy het selfs 'n woonplek in hulle midde opgerig. En daarom wil hy nou hand aan hand met hulle wandel om hulle van binne af te reinig, skoon te was van binne af, ontslae te raak van die Egipte wat nog in hulle kan wees en diensbaar te raak vir sy uitgekiesde roeping. Daai Egiptiese mentaliteit, nee, daai verlang na die vleispotte. Ja, ek dink ons sê dit so baie kere, dit was dalk vir Abba makliker om hulle uit Egipte te kry as om die Egipte uit hulle uit te kry, nee. Ja, Aroof, en in die laaste paar weke het ons gekyk na die offers wat ook gemaak moes word en wat gemaak gaan word vir die versoening van die kinders van Israel se sonde. En so is daar 'n prys betaal vir sy kinders om saam met hom in sy teenwoordigheid te kan wandel. Vir ons vandag is Yeshua daardie volmaakte offer en ons is ten duurste vrygemaak sodat ons 'n pad van heiligmaking met Abba Vader kan wandel. Die kinders van Israel en ons elkeen ook vandag word geleer deur hierdie astronomiese prys wat betaal word, dat ons die deur agter ons moet seël. Ons moet skeide maak tussen onsself en sonde, net soos in die verhaal van Lot se lewe. Nou, Abba Vader het nie net die kinders van Israel weggegee om versoen te word van hulle sonde nie, maar ook deur Moses wat die mans bo 20 laat tel, geseën, sy koppe opgetel om te weet dat hulle uitgekies is vir hom. Hulle is geroep vir 'n heilige roeping om onder sy leiding die vyand se grondgebied te wen en te stap na die beloofde land toe. En so word ons elkeen ook geroep, kies ons Abba Vader en sy wil. Want as ons doen, wil hy ons hand vat, ons lei en oprig, sodat die vyand wat grondgebied by ons gesteel het, vernietig kan word. En so is dit 'n mooi prentjie van hierdie woestyn mag dalk dor lyk, leeg lyk, warm, en lyk soos 'n groot challenge, maar wat Abba vir ons hier in teken is hierdie is 'n journey waar hy sy huis wil oprig, wil leer, wil skoon was van binne en van buite, en saam met hulle hand in hand wandel. Ek bedoel, hy gaan in hulle midde bly. Dit is die grootste blessing. Ek kan net imagine hoe moes dit vir Moses en die Lewiete gevoel het om so naby aan Abba Vader se teenwoordigheid te kon wees. Ja, en is dit amazing telling as ek kyk as ons hierdie hele boodskap huis toe kan bring vir elkeen wat dalk deur 'n woestyntydperk gaan, want dis Bamidbar is 'n woestyntydperk. As jy deur 'n woestyntydperk gaan, is die prentjie wat in hierdie letters vir my geteken word, jy gaan deur 'n woestyntydperk, is dit wanneer jy in daai woestyntydperk is dit Abba wat jou roep, kom nader na my toe, kom terug na my huis toe, kom terug na my huis toe, dat ek jou kan was met die waterbad van my woord, waar Yeshua die hoof van die huis is. Dis soos hierdie wingerd wat hy geplant het, en hy wil jou plant in hy wingerd, hy wil hê jy moet vele vrug dra, dis hoekom hy jou plant, en dis hoekom hy jou deel maak in sy huis, sodat jy skoon gewas kan wees, waar Yeshua die hoof is, nie die ou manier hoe kerk gehanteer is of enigiets. Hy roep jou terug na 'n huis waar jy geplant word om vele vrugte dra. En daar waar jy die vrug dra, sal hy die water voorsien. Hy sal jou was met die waterbad van sy woord. En dit is die deur wat oopgaan, waar jy kan ingaan in intimiteit saam met hom. Want as jy saam met hom in intimiteit is, kan hy jou uitstuur om ander te gaan lief hê, soos wat jy jouself lief het. En dit is net in die woordjie Bamidbar, en is dit nie net amazing nie, mag Vader jou dra, mag hy jou Abba, mag Abba jou Abba, en weet jy wat deur jy gaan nie, deur jou woestyntydperk, Abba, praat met ons in die woestyn, raak stil, en besef hom, Abba, praat die diensnag luister. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u liefde, dankie vir u goedheid, dankie vir u woord. Vader, dankie dat u ons, soos wat die kinders van Israel deur die woestyn gestap het, so en u duidelik, hulle kon u teenwoordigheid met hulle sien, u het hulle gelei, en so kon hulle u ook nader. En so wil ons u nader. Dankie dat u ons roep om nader na u toe te kom, om u stem te hoor, om saam met u in intimiteit te wandel. Vader, vergewe ons asseblief ons sondes. Was ons skoon van doktrines en eie opinies en goeters, en kom leef in ons. Kom leef in ons. Heilige Gees lei ons, soos wat die wolkkolom en die vuurkolom in die dag hulle gelei het, kom lei ons. En dankie vir u beskerming. Ons loof en ons prys u.
Ek bid dit alles in Yeshua Messie se naam, die seun van Jotewawai. Amen. Amen. Shalom. Shalom.